Hallo daar en welkom. Ons het by Johannes 21 aangekom. As jy vandag by ons inskakel, wil ons vir jou sê, jy kom op aan die einde van 'n baie lang en pragtige reis met die evangelie van Johannes, maar vir jou ook baie welkom. Ons het by Johannes 21 se bitter mooi gedeelte aangekom, waar Jesus vir die derde keer aan 'n groot groep verskyn. Johannes noem dit die derde keer, of ons sien dit ook so, want Jesus het op 'n eerste dag aan hulle verskyn, hy het op die 8ste dag aan hulle verskyn, en dis nou weer 'n geleentheid, so daarom sal hy dit ook so beskryf. Jy weet ons op daai dag 1 was Jesus besig geweest, né? Hy was saam met Klopas en sy vrou geweest, hy was saam met die disippels geweest, hy het vir Maria Magdalena gesien, Sefas gesien, so daar was 'n paar verskynings op daai eerste dag, en dan 8 dae later saam met Thomas, onthou jy in die boortrek, wanneer Thomas die vorige keer gesê het, hoorie, maar ek gaan nie glo as ek dit nie self beleef nie, en waar hy sy vingers in Jesus se wonde sit, en dan daai pragtige belydenis van Johannes 20 vers 28, my Here en my God, en ons het geëindig met Johannes 20:30, waar Johannes sê, hierdie wonders is beskrywe, Jesus het baie meer gedoen, maar hierdie 7 wonders is beskrywe, sodat julle kan weet dat Jesus die Christus is, en dat julle kan glo dat hy die Seun van God is, en dat deur te glo in sy naam, julle die ewige lewe kan hê. Wat 'n wonderlike, ooglopende bevestiging van hoekom hierdie evangelie geskryf is. Dit lyk so op die oog af amper asof Johannes al reeds wil afsluit, maar dan hierdie laaste hoofstuk wat dan veral gaan oor Johannes en oor Petrus, maar ook oor die 7 disippels en oor visvang. Hoekom sê ek die 7? Ons gaan vandag lees van die 7 en wat hulle gedoen het na die opstanding. Wat hulle gedoen het in die tyd nadat Jesus aan hulle weer verskyn het, en onthou jy wat Jesus vir Maria gesê het, daar in Matteus 28, gaan jy dit lees, gaan sê vir my broers, ek is op pad na Galilea toe. So hulle is op pad terug, daar waar hulle vandaan kom, waar Jesus hulle gekry het. Ons gaan nou daarby aan, kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om weer vandag te mag stilstaan by u woord en te beleef hoe u woord warm in ons harte klop. Wat 'n voorreg om te kan nadink in hierdie tyd, in hierdie wonderlike tyd van die jaar, oor u roeping en u beweging in hierdie wêreld, oor die roeping van die kerk na die opstanding, die uitstuur van die kerk na die wêreld toe. En Here, ons wat weet dat die graf leeg is, dat Sondag gekom het, ons wat deel in die belydenis dat Jesus die Here is, ons het ook vandag nodig om te hoor, dat u ons kom ontmoet op die plek waar ons is, soos met die 7 disippels, daardie vroeë oggend. Dankie dat ons ook, Here, in die lees van Johannes elke keer iets beleef van 'n eie tweegesprek met die teks. Dat die woord nie net beskryf nie, nie net vertel nie, maar ook met ons praat. Doen dit daarom asseblief ook vandag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 21 vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Nou jy se kan onthou uit hoofstuk 6 uit, was daar 'n gebeurtenis by die see van Tiberias. Toe ons by hoofstuk 6 hierby stilgestaan het ons gesê, maar onthou die see van Tiberias was algemeen bekend as die see van Galilea. Maar toe Johannes hierdie neergeskryf het, was dit al lank na 22 na Christus. En in 22 na Christus het keiser Tiberias hierdie dorp na homself vernoem, of is hierdie dorp na keiser Tiberias vernoem. En vandaar het die meer, die see van Galilea, het toe hierdie beskrywing gekry vir die see van Tiberias. So, hier's die vraag vir jou, kan jy onthou wat in Johannes 6 gebeur het by hierdie see van Tiberias? As jy nou gesê die vermeerdering van die brood, is jy reg, daar naby. Maar as jy gesê het, dis die plek waar Jesus op die see geloop het, dan is jy ook reg. So hierdie is 'n baie spesiale plek vir die disippels, en daar is hulle, dis waar Jesus aan hulle sou verskyn, en hier beskryf Johannes dit dan ook so. Simon, Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, onthou jy, hoofstuk 20, nee, een van die tweeling, een met die moeilike vrae, Nathanael van Kana, Galilea. Kana wat so 5 na 10 kilometer net buite Jerusalem was. Nathanael wat gesê het, toe hy geroep word deur Filippus, hoorie, maar kan daar enigiets goeds uit Nasaret uitkom? Nathanael wat letterlik beteken geskenk van God, is ook die een wat bely dat Jesus die Here is. Sommige vroeg al daar in Johannes Evangelie. Die seuns van Zebedeus, wat natuurlik Johannes en sy boetie Jakobus is, ons ken hulle ook as die Boanerges, né? En nog 2 ander disippels was daar saam.
So daar's 7 van hulle. Maar let wel oor hoe Johannes dit begin beskryf. Hy begin deur te sê Simon Petrus. Simon Petrus en Thomas en die ander. Dis so asof Simon Petrus die inisiatief neem. Alles by mekaar. Simon Petrus vers 3 sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Die vraag sou wees, hoekom? Petrus, keer jy terug na jou vorige beroep toe? Of keer jy terug na dit wat jy geken het? Wel, as dit by hulle bekend was, en dit was, dat Maria Magdalena gesê het, maar Jesus sê, hy gaan na Galilea, toe sê dit vir my broers, dan weet hulle mos, hulle moet in die rigting van Galilea beweeg, om daar te wees waar Jesus sou wees. So hulle doen eenvoudig wat hulle gewoond was om te doen. En dis aand, en dis tyd om vis te vang. Dis tyd om te eet. So Petrus sê, kom ek gaan visvang, en nou weet ons mos dat Johannes en Jakobus was ook, die seuns van Zebedeus was seuns gewees wat bekend was met die vissersbedryf. So daar was 'n klomp van die disippels wat 'n visvang as hulle agtergrond gehad het. So hulle gaan doen wat vir hulle bekend was, wat hulle gewoonlik sou doen. Ons gaan saam, sê hulle vir hom. Maar dit is ook so opmerklik vir my, dat hierdie groep wat Jesus gevorm het, dat hulle by mekaar gebly het. Ook nou, hier, in hierdie oomblik, in hierdie toneel. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Daar's 'n dieper beskrywing hiervan, so 'n bietjie op 'n dieper vlak, 'n dieper betekenis eintlik, van hierdie teks, dat hulle gaan vang vis, en kyk wat gebeur uit hulle eie pogings. Want ons het mos nou in Johannes gesien, dat daar seker dinge is wat gebeur, dan altyd op die oppervlak lees ons die ooglopende, en dan net daarna lees ons so 'n bietjie 'n dieper vlak van betekenis. Nou as jy net so 'n bietjie dieper sak, gaan ek en jy sien dat daar waarskynlik hier ook 'n beskrywing is van hulle eie pogings. Onthou, Jesus is besig om die leiers van die kerk te vestig. Hy het vir hulle al die belangrike dinge gesê, daar van Johannes 13 af, net voor sy kruisiging, Johannes 13 tot Johannes 16, net hy vir hulle al die belangrike dinge gesê, voordat hy gebid het, en natuurlik toe nou sy troon bestyg het deur die kruis. So hy het dit by hulle vasgelê, en hulle moet die leiers van die kerk word, en hulle eerste belewenis van visvang op hulle eie, is dit lewer niks op nie. Eie pogings lei ooglopend hier, nie tot sukses nie, maar tot, hoe dit lyk ook, na mislukking. Hulle het niks gekry nie. Hoekom het hulle die nag gaan vang? Want die nag was die beste tyd om vis te vang in daai omgewing. Omdat die see van Galilea, of die see van Tiberias, as jy wil, ook 'n baie sterk handelselement ingehaat het. Dit het die ekonomie van die dorpies wat teen die see was gedryf. Die vis sou in die nag gevang gewees het, en vroegoggend vars by die mark verkoop word. So daar sou iets kon wees van die disippels wat op 'n manier ook hard werk om te voorsien. Maar die belangrike, hulle eie pogings het niks opgelewer nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Het het al 'n paar keer gebeur dat Jesus nie onmiddellik raak gesien word of herken word nie, nee. Onthou jy by die tuinier met Maria? Onthou jy Klopas en sy vrou? En hier weer, ooglopend is dit nie dadelik sigbaar nie. Maar as jy nou al so 'n bietjie van 'n gevoel van die Johannes Evangelie gekry het, vandat ons op reis was, sou jy weet, donker waar hulle gevang het en niks reg gekry het nie, en lig, Jesus is daar, is weer eens 'n beskrywing van lig, donker na lig. Natuurlik die woord wat daarmee begin ook, nee, dit was aand en dit was môre, dat die evangelie ons beweeg vanaf 'n donker plek na lig toe, en nou is dit lig en Jesus is daar, en wanneer Jesus daar kom, dan bring hy lig, en saam met lig kom daar lewe. So Jesus is op die strand. Jesus vra toe vir hulle, so op 'n afstand, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Hy nooi hulle so in 'n gesprek, en waarvan hy klaar die antwoord weet. Nee, antwoord hulle hom. Nou hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hy gee nou die opdrag. Hy sê waar hulle dit moet doen. Hierdie is nou op grond van sy inisiatief. En hier is die belangrike, onthou in Johannes 2 met die vermeerdering van die water na wyn toe, of toe water in wyn verander het. Onthou jy wat daar gebeur het, wat Maria gesê het? Sy het vir die kelners gesê, wat ook al hy vir julle sê om te doen, dit moet julle doen. Ons het daar vir mekaar gesê, dis die kenmerk van 'n disipel, om presies te doen wat Jesus van jou vra, om gehoorsaam te wees. Wel, hier doen hulle dit. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle dit nie weer intrek nie. Eie pogings in die donker, lei na niks.
Gehoorsame pogings in afhanklikheid van Jesus, want hulle is gehoorsaam aan hom, nee? Gehoorsame pogings lei tot 'n massa klomp vis, 'n groot klomp vis. Eie pogings geïnspireer deur die Here. So verskillend, en dit wys weer hoe die kerk sou werk. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sê Handelinge 1 vers 8, en julle sal my getuies wees. So daar kom 'n krag, 'n beweging van God af, wat nodig sou wees vir die kerk om te verstaan, wat die vissers van mense na 'n ander vlak toe sou neem, as hulle dit nie sou besef. Nie eie pogings nie, en ook vandag in die kerk, nie eie pogings nie, maar gehoorsame aksies in afhanklikheid van die Here, wat ons vorentoe sal neem. Gooi die net aan die regterkant van die skei uit, hulle het dit gedoen, en die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Wat 'n wonderlike belewenis van Jesus se voorsiening, van Jesus se woorde wat waar word, ook hier vir hierdie 7 manne. Die disippels vir wie Jesus baie lief was, ons weet ons nou, dit is Johannes, sê toe vir Petrus, dit is die Here. En kyk mooi Simon Petrus. En nou Petrus sien ons in Johannes Evangelie, hy word redelik negatief geken, of geskets, want hy beweeg te vinnig, hy praat te vinnig, en uiteindelik, kap hy Malchus se oor af, maar meer nog, hy ontken Jesus. So hy beweeg so vinnig, dat mense kon dink, Petrus, kom 'n bietjie terug aarde toe, besef net wat hier om jou aangaan, en hierdie sou die omkeer in Petrus se lewe wees, die draaipunt in Petrus se bediening wees, hierdie oomblik van hier af vorentoe, vir hierdie volgende gesprek ook, sou Petrus se lewe vir altyd verander. Petrus, toe hy hoor dat die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring. So daar word gereken dat omdat hulle gewerk het in die nag, het hulle van hulle bookleed uitgetrek, waarskynlik van die harde werk, maar aan die ander kant, dit sou in die pad gekom het, want dit was maar los om hulle gewees. Anders sou reken nie, hy het sy onderjuk het hy ingerol, sodat hy vinniger kon swem. Hoe dit ook al sê, hy het sy bolyf wat kaal was, het hy bedek. Dit het iets van 'n eer aan die ontmoeting met Christus ook hierin te doen. Iemand anders sou sê, Petrus het homself bedek om eer te bring aan Jesus, maar Jesus sou die mantel van leierskap op Petrus se lewe plaas. Petrus beweeg vinnig. Die ander disippels het met die skytjie gekom, Petrus het gaan swem, so 100 tree, sê Johannes, nee? En die ander disippels met die skytjie gekom, en die net met die visse gesleep. So skryf Chris van Wyk, hy sê, ons beweeg van 'n broodvermeerdering van Johannes 6, daar by die see van Tiberias, na 'n visvermeerdering in Johannes 21. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. En 2 geleenthede waar die disippels 'n fees ervaar in oorvloed. 'n wynproe en 'n visbraai. Daar's vis en daar is brood. Jesus sê toe vir hulle, bring die vis wat julle nou net gevang het. So Jesus neem die inisiatief oor, net soos by Kleopas en sy vrou daar in Lukas 24, neem hy nou die inisiatief vir hierdie manne, en hy sê vir hulle, bring van die vis wat julle gevang het. Ons gaan eet, maar die belangrike is die oorvloed wat Jesus bring, wat iets kom vertel van die kerk se beweging. Daar waar Jesus teenwoordig is, daar's fees en kuier. Tersia Kellerman, 'n sendeling hier by ons by Kerk Sonder Mure wat vir jare in Indië gewerk het altyd vir ons gesê dat in Indië is meeting is eating. So as jy ontmoet en as jy kuier, dan moet jy eet. Om saam te wees is om saam te eet. En dit was ook so in die kultuur van die Midde-Ooste van daardie tyd. Die kultuur van die disippels het dit verstaan. Om saam te wees is om te eet. En hier is 'n ontbyt op die strand, en is 'n visbraai met lekker brood. Kan jy jouself die heerlike reuke daarvan voorstel? En die gasheer is daar. Jesus die Here is daar. In die Johannes 6 vertellings is daar 'n seentjie wat sy visse en brood gee. Nou is dit die seun wat vis en brood bring. Vers 11, Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Kyk, hy het hulle net nou gelos, nou gaan doen hy die werk alleen. Dit was vol groot visse, 153. Sommige se vra, is daar simboliek agter hierdie getal? Waarskynlik nie. Wat ons wel sien is dat dit getel is, want dis wat vissers sou doen, voordat hulle dit mark toe sou neem.
Maar anders ook, om te verwys na die presiese getal, beteken die getal was bekend en dit bevestig die historisiteit hiervan. Dit bevestig die waarde hiervan. Om 'n getalwaarde te koppel daaraan, beteken ook om te sê dit het presies so gebeur. En alhoewel daar baie was, dis die 153, het die net nie geskeur nie. Jesus bring oorvloed. Oorvloed wyn in Johannes 2, oorvloed brood en vis in Johannes 6 en oorvloed vis hier in Johannes 21. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Die ondubbelsinnige wete, daar's geen verwarring nie. Ons weet, die persoon hier by ons is Jesus die Here. Natuurlik sou hy hulle gelei het in 'n gebed. Natuurlik sou hy in die uitdeel vir hulle sy wonde wys. Maar die belangrike was Jesus wat gemeenskap het met hierdie manne. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Vir Jesus om brood te neem en te gee, wys dat Jesus ook fisies opgestaan het. Hierdie is nie 'n spook of 'n gees of 'n simboliese opstanding nie. Hierdie is die fisiese opstanding van die Here en hy deel met hulle en hy het maaltyd saam met hulle. Net soos Klopas en sy vrou, net so hier met sy disippels. Dit was al die 3de keer dat Jesus en sy disippels verskyn het, nadat hy die dood opgewek is. Nou hierdie is natuurlik die 3de keer, sou mense laat vra, maar hou vas. Hy het tog 'n paar keer aan hulle verskyn, meer as 3 keer, teen hierdie tyd. Maar hierdie beskrywing van die 3de keer, praat van die 3de groot geleentheid. Dag 1, 8 dae later, en nou weer. Jesus wat aan hulle verskyn. 7 disippels, 3 verskynings. Die simboliese betekenis hiervan is dat dit goddelik is. Jesus se opstanding is goddelik. Die Jode het waarde geheg aan getalle. Syfers het vir hulle waarde gehad. En 3 en 7 en 10 en 12 was altyd 'n beskrywing, 'n verwysing na God, na volledigheid. 3 eenheid, 7 dae van skepping. 3 geleenthede, 7 disippels by mekaar. Johannes se hele evangelie is so vol simboliek. 7 wonders. Nou kom ons vra vir mekaar hier. As die Johannes evangelie se 7 wonders elke keer vir ons wys dat as jy daar deurkyk, dan sien jy Jesus raak. Dan sien jy iets van Jesus raak. Wat sou op hierdie dag gebeur het met hierdie 7? Wat sou hulle beleef? Hulle sou beleef dat ons eie pogings kom tot niks. Ons gehoorsame pogings kom tot soveel meer. Soos iemand dit een keer beskryf het, Here, ek kan nie, maar U kan, doen dit vandag ook deur my. Maar sien jy wat gebeur net daarna? Daar's gemeenskap, daar's fees, daar's by mekaar wees, daar's nie net woelig wees en besig wees nie. Daar's ook daai oomblikke van tere nabyheid, van feesvier, van vuur maak en visbraai en brood eet. Mag ek en jy ook in ons eie lewe nie so fokus op ons eie pogings en wat ons self gaan bereik en ons eie doelstellings nie, maar eerder op gehoorsaamheid. Want die disippels moes dit hoor. Hulle wat teruggekeer het na die bekende. Hulle wat gaan doen het wat hulle van nature altyd gedoen het. Wat hulle dae gevul het en hulle nagte gevul het met besig wees op die see met visvang. Hulle vind nuwe inhoud wanneer Jesus vir hulle 'n opdrag gee. Die Here het opgestaan en die Here stuur sy kerk. En ons word gestuur om vissers van mense te wees. Maar as ons dit uit ons eie poging sal doen, gaan ons dit nooit regkry nie. Ons gaan nooit so effektief wees nie. Mag dit so wees dat ons gehoorsaam is, maar nie so vinnig en so hastig, dat ons vergeet om die brood te eet, en die vis te eet, en die gemeenskap saam met mekaar ook te waardeer nie. Kom ons bid. Here Jesus, U het opgestaan. U het waarlik opgestaan. En die disippels het dit aanskou en beleef. Hoe wonderlik moes daai visbraai daai oggend nie gewees het nie. Here, U weet hoe besig kan ons raak. U weet hoe dikwels is ons afhanklik van ons eie pogings. Dankie dat ons vandag net bietjie nuut kan dink oor dit. En soos ons 'n laaste tree gee met die evangelie van Johannes volgende keer, bid ek so dat U ons ook daarin ontmoet. Maar tussen nou en dan, help ons om regtig diep na te dink hieroor. U is die Here van wonders. U is die Here wat ons roep. U is die Here wat in oorvloed voorsien
wanneer ons gehoorsaam is. Mag ons dit ook doen vandag in Jesus se naam. Amen. Amen. Mooi week vir jou.